Goeiemiddag almal, baie welkom by hierdie Brentest webinar. Brentest wat wel bekend is vir hulle baie aktuele en baie interessante webinare wat hulle aanbied en vanmiddag sin beloof om ook net so interessant en aktueel te wees. Dit gaan oor beleggings in onsekere tye. En as ons kyk na nie net die internasionale nie, maar ook die plaaslike gebeure, ons verwys hier van verwikkeling in die FSA na die regering van nasionale eenheid plaaslik, dan is daar baie onsekerhede waardeur beleggers onsself moet bestuur. En dit is my groot voorreg om vandag ook vir twee van Brentest se kundiges by ons te verwelkom. Ons het vir Maria Smit hier, gesertifiseerde finansiële beplanner, en dan ook vir Maries Reinagh wat ons sommer heel eerste aan die woord gaan stel, ook 'n gesertifiseerde finansiële beplanner. Magnus Huystek wat ongelukkig nie vanmiddag by ons kon aansluit nie, sy stem wat hom lelik in die steek gelaat het, maar ons gaan weer op 'n volgende geleentheid hopelik ook vir Magnus by een van hierdie gesprekke betrek. Maar sonder om verder tyd te verwyl, Maries Reinagh, oor na jou. Dankie vir die inleiding, ekskuus daarvoor, dat ek met my aanbieding aansit en kan ons spring, maar dankie vir almal wat ingeskakel het na die sessie. Ja, so wat James nou gesê het, soos ons almal bewus is daar baie goeders in die wêreld wat tans onsekerheid veroorsaak. Geopolitiese spanning en groeiende verdeeldheid reg oor die wêreld. Byvoorbeeld die onsekerhede wat Donald Trump maak met sy tariewe en dan hier by ons natuurlik die regering van nasionale eenheid wat so 'n bietjie op dun ys staan meeste van die tyd. So ons natuurlik kry baie navrae van kliënte af van hoe dit gaan uitspeel en die impak wat dit gaan hê op hulle beleggings. Maar ongelukkig het niemand 'n kristalbal om presies te kan sê en weet hoe alles gaan uitspeel nie. So daarom het ons dit goed gedink om in hierdie sessie 'n bietjie meer te fokus op strukture en hoe om beleggers te wys wat se strukture hulle binne hulle finansiële plan kan gebruik en die voordele wat dit vir hulle kan inhou, wat dan seker is en vas is wanneer hulle na hulle finansiële beplanning kyk. So baie keer wanneer ons na finansiële beplanning kyk, is die beleggingsstrukture wat ons gebruik net so belangrik soos die beleggingsportefeuilles waar ons kliënte op die einde van die dag dan nou belê. Hierdie is metodes om 'n mate van sekerheid voordele in jou finansiële plan in te bou, voordat jy net daarop fokus van wat markte gaan doen, want markte is maar baie onvoorspelbaar en daar is nie beheer daarop nie. So die belangrikste is dan te midde van al die geraas vir ons is om beleggers te kry om hierdie geraas uit te sny en te fokus op wat dan saak maak, en dit is die bou en beskerming van hulle finansiële welvaart. So vandag gaan ek nou spesifiek fokus op opsies by aftrede en hoe jy by en tydens aftrede dan moet maak met jou geld. So ek gaan eers net 'n vinnige oorhoofd gee van die opsies wat beskikbaar is wanneer jy by aftrede is, so vanaf aftreefondse. So dit sluit nou in as jy aftree van anniteite of voorsorgbewaringsfondse en dan nou pensioenfondse vir die werk. Ek gaan net 'n vinnige oorsig gee oor daai 3 opsies by aftrede, dan gaan ek oorbeweeg na gevalle studie toe, na eers 'n lewende anniteit om te kyk hoe dit uitspeel met 'n medium risiko belegging en dan nou laastens 'n gevalle studie van 'n hibriede anniteit wat 'n redelike nuwe opsie is wat beskikbaar is om te kyk hoe dit die optimale verspreiding van jou beleggings kan affekteer deur 'n gewaarborgde anniteitportefeulje in te bou. So tradisioneel is daar altyd 2 opsies beskikbaar gewees wanneer dit kom by aftrede. So die kliënt kom by aftrede, nie by ouderdom 55 kan jy vanaf meeste aftreefondse al besluit om af te tree indien jy sou wou. En dan is dit 'n baie belangrike besluit wat gemaak moet word. Wat gaan jy doen op hierdie punt met jou hardverdiende neseier? Waartoe gaan jy dit plaas? En gewoonlik is die opsies gewees jou lewende anniteit en 'n lewensanniteit. So die lewende anniteit, dis 'n gewaarborgde pensioen oor jou lewe en die lewensanniteit, hy is meer van 'n vaste beleggingsrekening waaruit jy nou self kan kies hoe jy inkomste moet trek. En elkeen van hierdie het sy eie voor- en nadele. As ons vinnige oorhoofd van die eienskappe gaan gee. Eerstens die lewensanniteit. Dit gee vir jou of waarborg vir jou inkomste tot die dag wat jy sterf. So dit is nou, maak nie saak of jy 80 of 110 of nog ouer word nie. Solank as wat jy lewe, is jy gewaarborg, jy gaan daai inkomste kry. So dit gee jou 'n mate van gemoedsrus.
En ek praat nou net van jouself, maar jy kan kies om jou gade ook op te sit, sodat jy en jou gade, vir so lank as wat julle sal lewe, beskerm is deur daai inkomste sekerheid wat julle dan nou gaan ontvang. Natuurlik, die lewensanniteit hang baie af van die terme wat jy vasteken aan die begin, want jy gaan hom nooit kan verander vanaf as jy eers in hom is nie. So dit is baie belangrik om daai terme seker te maak aan die begin dat dit gaan pas en goed kan uitspeel vir so lank as moontlik. Nou, hy het sy negatiewe aspekte ook. So gewoonlik kyk die mense daaraan vas dat ongelukkig is daar beperkte oorerwing wanneer dit kom by lewensanniteite, maar let op ek sê beperkte, van dit af van die terme waarteen jy omskryf wat die oorerwing vir jou begunstigdes eintlik kan wees. So daar is maniere om nog steeds 'n nalatiging te laat al bly jy in 'n of vanaf gaan jy oor na 'n lewensanniteit toe. Maar 'n goeie manier om na 'n lewensanniteit te dink en waar hy kan inpas is byvoorbeeld om te kyk dat daai gewaarborgde inkomste wat jy skryf 'n vaste uitgawe soos byvoorbeeld 'n mediese fonds kan dek. Want jy kan sê, okay, kom ons sê my mediese fonds verhoog elke jaar met 9 tot 10%, dan kan jy 'n lewensanniteit uitneem wat dit kan dek en outomaties met daai persentasie dan elke jaar verhoog. So dit is een manier om dit te gebruik binne in jou finansiële plan. So, omdat jy nou die waarde gebruik om inkomste aan te koop, is daar nie meer beleggingswaarde daaraan gekoppel nie. So met ander woorde, jy het geen markrisiko nie. Maak nie saak wat hulle aanjaag in Amerika of hier in Suid-Afrika nie. Jy weet jy gaan jou inkomste kry en niks wat hulle doen van 'n invloed hê daarop nie. So jy gaan nie meer beleggingswaarde sien nie, maar dit beteken nou ook die beperkte oorerwing vir jou begunstigdes. Wanneer ons kyk na 'n lewende anniteit, dan behou jy nou beheer oor jou geld in die sin dat jy kan nou self kies hoe dit belê word. Jy gaan nog steeds jou beleggingswaarde daar sien en dit gaan op en af beweeg saam met die markte. En as jy nou een van daai beleggers is wat daagliks jou beleggings dophou, wat ek nie sal voorstel nie, maar van byvoorbeeld in die begin van April of gedurende 2022 sou jy omtrent elke dag 'n ligte hartaanval gekry het, maar dan sou jy nog gesien het hoe op en af daai waardes kan beweeg. En natuurlik het dit 'n baie groot impak op die inkomste of die langslewendheid van jou portefeulje. En die inkomste wat jy daaruit kan kry. Met die lewende anniteit het jy natuurlik ook dan 'n beheer oor hoeveel inkomste jy trek. So jy kan self kies, solank dit binne die perke is van 2,5 tot 17,5% per jaar, hoeveel jy dan nou trek. Maar dit kom met 'n groot verantwoordelikheid, want as jy besluit om te hoog te trek, dan natuurlik afhangende van die groei wat jy kry in jou portefeulje, kan dit die kapitale waarde en risiko sit dat jy, indien jy langer leef as wat jy nou verwag, of 'n baie lang lewe lei, dat jy op 'n stadium moontlik nie aan jou inkomstebehoeftes gaan kan voldoen nie. En 'n ding waar mense gewoonlik baie gemaklik is met lewende anniteite, is omdat hulle weet, as daar 'n waarde oorbly in my lewende anniteit, dan gaan dit beslis oor na my begunstigdes toe. So jy het oorerwing. Maar hy het ook sy negatiewe aspekte. En as jy nie 'n lewende anniteit reg bestuur nie, kan hierdie negatiewe aspekte baie sleg vir jou uitdraai. So byvoorbeeld, as die markte onderpresteer, of as jy genoodsaak is om 'n baie hoë inkomste te trek op jou beleggings. So byvoorbeeld by aftrede, kom ons sê jy tree af op ouderdom 60, dan sal ons gewoonlik vir kliënte voorstel om nie meer as 4% te trek as 'n aanvang nie, want onthou dit moet nog, jy wil hê dit moet ten minste elke jaar met inflasie verhoog ook. So want anders loop jy die risiko dat jou beleggingswaarde nie kan byhou met die onttrekking nie. En wanneer jy eers daai 17,5% maksimum onttrekking bereik het, gaan daai kapitalewaarde baie vinnig agteruit en dan kan dit baie moeilik raak om selfs die allernoodsaaklikste inkomste of behoeftes te betaal, uitgawes te betaal. En dan natuurlik, mense leef ook baie langer en dit plaas ook ekstra druk op hulle inkomste en die opbrengste wat hulle gaan moet genereer in hulle beleggingsportefeulje. En met marke wat so onsekerheid is daar baie onsekerheid met wat se opbrengste jy gaan konstant kan genereer in jou portefeulje. So in wese plaas die keuse van jou anniteite beleggers gewoonlik so 'n bietjie in 'n panarrie.
Aangesien die keuses so baie verskil tussen 'n vaste, onbuigsame inkomste of 'n buigsame inkomste, maar wat blootgestel is aan al hierdie risiko's. So toe tree daar nou 'n hybride annuïteit in, of verskoon my Engels, maar 'n hybrid annuity, wat 'n opsie is waar die twee eienskappe van 'n lewens- en 'n lewende annuïteit gekombineer word om die voordele daarvan te kombineer. Nou hierdie opsie is daarop gemik om afgetredenes 'n stabiele inkomstestroom te kan gee, terwyl hulle 'n mate van buigsaamheid en die potensiaal vir kapitale groei behou. Dis omtrent die beste van beide wêrelde. Natuurlik, hy het ook sy negatiewe aspekte, maar afhangende van hoe jy hom gaan hanteer, kan dit baie voordelig vir jou uitwerk. So, in plaas daarvan om al jou aftreegeld in of 'n lewensannuïteit of 'n lewende annuïteit te plaas, kan jy die hybride benadering gebruik om jou fondse te verdeel tussen die twee opsies, maar binne een produk of kontrak. So, net ter inligting, alhoewel baie van die platform hulle eie weergawe van hybride annuïteite het ek gebruik gemaak vir my illustrasies van die Momentum Wealth se lewende annuïteit, wat dan 'n gewaarborgde annuïteit portefeulje insluit. Om dit af te kort, gaan ek gewoonlik dan nou verwys na die gap wat ingesluit word in die lewende annuïteit. En daai gap word dan ingesluit in jou lewende annuïteit op dieselfde manier as wat jy 'n normale fonds of 'n ETF sou kies binne in jou portefeulje. Okay. So nou wil ek oorbeweeg na my gevalle studies om aan te dui hoe verskillende scenario's kan uitspeel. So ek dink dit is die beste manier om die voor- en nadele aan te spreek. So hierso het ek nou 'n kliënt, sy naam is Willem en hy is 65 jaar oud. Hy het R2 miljoen beskikbaar in sy aftreefonds en hy besluit om sy volle 2 miljoen in 'n lewende annuïteit te plaas. Nou, Willem is genoodsaak, hy moet 7% op sy belegging trek as 'n inkomste, wat nou R140,000 per jaar is. En hy wil hê daai R140,000 moet elke jaar met 5% verhoog. Dan het hy ook 'n gebalanseerde risikoprofiel en vir die doelwitte van hierdie simulasie het ek aangeneem hy kry konstante 10% opbrengs per jaar in sy belegging. Nou hierdie grafiek dui mooi aan hoe die scenario nou in sy geval sou uitspeel. So die groen lyn is die inkomste wat hy benodig. En dit gaan ons nou stelselmatig opgaan, want ek wil hê dit moet elke jaar met 5% vermeerder. Vir so lank as wat hierdie goue gedeelte raak aan die donkergroen lyn, kan hy genoeg inkomste onttrek uit sy kapitale waarde uit in sy lewende annuïteit om aan sy inkomstebehoefte te voldoen. Die probleem kom hier by ouderdom 83. By ouderdom 83 dan begin sy beleggingswaarde daal en hy is by die maksimum van 17.5 wat hy mag trek op lewende annuïteite, en dan beteken dit elke jaar daarna gaan sy inkomste wat hy kan ontvang al hoe meer daal. En hierdie pink gedeelte wys die groot tekort en hoe veel groter dit word oor tyd hoe ouer hy word. So dis hierdie geel pink gedeelte wat ons so ver as moontlik wil vermy. Dan nou met lewende annuïteite, gewoonlik kyk mense mos nou vas in dat jy oor erwing het, dat wat jy oor het gaan ten minste na jou begunstigdes, maar in Willem se scenario sou dit nou so uitwerk. So hierdie is die beleggingswaarde van sy lewensannuïteit en mens kan sien, ja, in die beginjare, omdat hy 10% groei kry en hy begin met 'n 7% onttrekking, dan is daar kapitale groei wat plaasvind in die portefeulje. Maar sodra hy te veel begin trek, meer as wat hy genereer in sy belegging, sodra hy meer as die 10% trek, natuurlik gaan sy kapitale waarde begin al hoe meer agteruit gaan. So oor tyd is die kapitale waarde wat hy kan los vir sy begunstigdes al hoe minder en hy sit in die scenario dat hy 'n tekort het op sy inkomste wat hy nodig het om te kan oorleef. Natuurlik het ek hier nou gewerk op 'n 10% vaste opbrengskoers. En soos mens weet, die markte gee ongelukkig nie sulke mooi konstante opbrengste nie. Dit wissel daagliks. So Momentum het simulasies gaan trek oor 2000 verskillende scenario's
op 'n gebalanseerde risikofonds en gaan kyk hoe werk dit uit die verspreiding van die opbrengstes wat mens kan kry. So op 'n gebalanseerde risikofonds het hulle gevind 47% van die tyd sou Willem minder as 11% per jaar ontvang het en 53% van die tyd meer as 11% ontvang het. Natuurlik het dit 'n baie groot impak op die langslewendheid van sy kapitaal, afhangende van hoe hierdie opbrengscenario's gaan uitspeel. So natuurlik, hoe meer in opbrengste jy gaan genereer, hoe meer voordelig gaan sy scenario lyk. So as jy 12% opbrengs byvoorbeeld jaarliks kan kry, dan is Willem nog steeds 100% gemaklik met sy inkomsteonttrekking. Hy kan daaraan voldoen. Maar hoe laer die opbrengste is wat hy kan genereer, hoe groter word die risiko en dit is die geel en die rooi areas. En dit is wat ons moet vermy om hierdie risiko's so klein as moontlik te maak. 'n ander manier om daarna te kyk is na 'n inkomstekaart. So ek weet dit lyk dalk ingewikkeld, maar al wat mens hierop moet fokus is, hoe meer groen jy sien, hoe beter. So verkieslik wil jy eintlik die hele grafiek net groen sien, want dit beteken hy het geen risiko dat hy op 'n stadium sonder sy inkomste kan sit nie. Hoe groter die geel en die rooi is, hoe groter is die waarskynlikheid dat hy in die moeilikheid gaan wees. So net om dit beter te verduidelik, wil ek dit net gou uiteensit. Kom ons sê op 'n tydstip van ouderdom 90. Wat hierdie beteken is, 48% van die tyd sal hy waarskynlikheid hê om meer as genoeg inkomste te kan ontvang uit sy portefeulje. 13% van die tyd gaan hy net tussen 50 tot 100% van sy behoefte kan ontvang en 39% van die tyd gaan hy minder as 50% van sy inkomstebehoefte ontvang. En natuurlik wil mens nie in daai situasie sit eendag nie. Selfs as mens gaan kyk oor erwing, so weer eens hierso, dit kan ingewikkeld lyk, maar al wat mens wil weet is, hoe meer groen jy sien, hoe beter. So kom ek gaan net gou deur 2 tydstip net om dit ook te verduidelik. So in sy scenario, op ouderdom 70, het hy 'n 46% kans om meer as 100% van die waarde wat hy belê het, so meer as 2 miljoen, aan sy begunstigdes na te laat. Hy het 'n 51% kans om tussen 1 miljoen en 2 miljoen aan sy begunstigdes na te laat en 'n 3% kans om minder as 1 miljoen na te laat. Natuurlik, hoe ouer jy word, hoe meer verander daai scenario en hoe slegter word die oorerwingswaarde, want hier het hy nou 'n 56% kans om minder as 1 miljoen in elk geval oor te laat vir sy begunstigdes. So nou wil ek oorbeweeg na die hybride lewende anniteit om te wys hoe dit sy aftrede scenario kan verbeter. So in hierdie simulasie het ek nou probeer wys, kom ons gebruik 700 000 rand, so alles bly dieselfde, hy kort nog steeds sy 7% per jaar, maar van sy 2 miljoen, kom ons gebruik 700 000 rand, dit is 35%, om in 'n gewaarborgde anniteitportefeulje te belê. So 1,3 miljoen gaan nog steeds in 'n medium risikofonds belê word binne sy lewende anniteit en 700 000 gaan in 'n gewaarborgde anniteitportefeulje. Hoe speel hierdie dan nou vir hom uit? Met die gewaarborgde anniteitportefeulje het ons ook 'n keuse om addisionele gewaarborgde termyne in te sit. So ek wil net vinnige oorsig van dit gee voordat ek aanbeweeg na die grafieke. So jy kan besluit met die 700 000 wat jy nou gebruik om 'n gewaarborgde anniteit aan te koop, om 'n waarborgtermyn by te voeg. So wat daai waarborgtermyn beteken, is kom ons sê jy gebruik 'n 25 jaar waarborgtermyn. Dis die maksimum wat Momentum sal toelaat. Dan is die begininkomste wat jy sal kan kry, so R4,600. Sê jy vat geen waarborgtermyn nie, dan is dit hier by R5,600. So natuurlik, jy begin met 'n laer inkomste, omdat jy daai ekstra waarborgtermyn insit. Maar waarom sal jy dit insit? Dit is vir kliënte vir wie oorerwing baie belangrik is. So, kom ons sê, jy sterf in jaar 10 van hierdie waarborgtermyn. Dit beteken daar's nog 15 jaar oor wat jy jou inkomste moes ontvang het. So wat Momentum dan gaan doen, is hulle gaan 'n enkel bedrag betaal wat gelyk is aan daardie inkomste uitbetalings wat moes gebeur oor daai oorblywende waarborgtermyn.
en dit in jou lewende annuïteit inbetaal. So, daai waarde gaan dan nog steeds uitbetaal aan jou begunstigdes. So dis net 'n opsie om te sê, ja, daar is 'n opsie wat jy kan inwerk om nog steeds waarde vir jou begunstigdes na te laat. So hierdie grafieke wat dit die beste gaan uitwys, wat is die voordele daarvan om hierdie gewaarborgde annuïteitportefeulje in te sluit of 'n hibriede annuïteit te gebruik. So in hierdie eerste grafiek het ek die 25 jaar waarborgtermyn inkomste gebruik, so die R4.600 wat hy kan kry. En reeds kan mens sien sy inkomste wat hy kan kry in vergelyking met die lewende annuïteit wat die donkergroen lyn is en die hibriede annuïteit wat die goue lyn is, word uitgeskuif met 'n ekstra 3 jaar wat hy sy volle inkomste kan kry. En selfs daarna is die tekort wat hy het baie kleiner as wat dit sou gewees het in 'n skoon tradisionele annuïteit. So reeds is hy inkomste gewys in 'n beter posisie. Wanneer dit kom by sy oorerwingswaarde, omdat hy daai 25 jaar waarborgtermyn ingesluit het, in die beginjare lyk dit omtrent presies dieselfde wat hy sou kon oorlaat indien hy vroeg sterf in sy lewende annuïteit as in die hibriede annuïteit. En selfs dan nou met tyd word die hibriede annuïteit saldo beskikbaar vir begunstigdes groter. Hoekom word dit groter? Want jou waarde is beter beskerm om te kan groei en dus kan jy meer oorlos vir jou begunstigdes oor tyd. So weer eens kom jy beter af. As oorerwing nie vir jou 'n groot oorweging is nie en jy besluit nee, ek wil eerder die hoër inkomste ontvang met geen waarborgtermyn nie, dan kan jou inkomsteprofiel dan nou so verander. So hierso kan Willem dan nou vir volle 95 jaar aan sy inkomstebehoefte voldoen. Daar is geen verlaging in inkomste of 'n tekort nie teenoor die tradisionele lewende annuïteit wat 'n baie groot tekort het. So net om 35% van jou waarde te gebruik het om daai waarborg in te koop, verleng jy jou inkomste wat jy kan ontvang met meer as 10 jaar. Natuurlik, wanneer ons nou gaan kyk na die oorerwingswaarde, gaan dit anders lyk in die beginjare, want onthou, ons het nou R700.000 gebruik om daai waarborg aan te koop, so onmiddellik val die waarde wat aan jou begunstigdes beskikbaar is met R700.000. So indien jy sou doodgaan 1 jaar na jy afgetree het in ouderdom 66, dan gaan jou begunstigdes R700.000 minder kry, want jy het nou nie die waarborgtermyn ingesit nie. Maar oor tyd, omdat die waarborg terugwerk in jou lewende annuïteit in en dit die beleggingswaarde so beskerm, omdat jy meer volhoubare inkomsteonttrekkings kan neem, hoe langer jy sou leef, hoe meer word die waarskynlikheid dat jy 'n baie beter waarde vir jou begunstigdes kan oorlaat as in 'n tradisionele annuïteit. So, om op te som, het ek nou die grafieke teenoor mekaar hier in hierdie slide gesit, om te kan sien, okay, eerstens jou tradisionele lewende annuïteit, dan die lewende annuïteit of die hibriede lewende annuïteit met geen waarborgtermyn en dan nou laastens die hibriede lewende annuïteit met 'n 25 jaar waarborgtermyn. En as ons kyk na die eerste grafieke met die groen, het ek gesê, hoe meer groen, hoe beter. So met albei hibriede opsies is die groen gedeeltes beter af as met die tradisionele lewende annuïteit. En selfs as oorerwing vir jou baie groot oorweging is, hoe langer jy sou leef, hoe beter is die hibriede lewende annuïteit se oorerwing in elk geval. En selfs met die hibriede lewende annuïteit met die 25 jaar is jou beginwaardes vir oorerwing eintlik beter af as met die skoon lewende annuïteit, omdat daar 'n present value gebruik word om die toekomstige inkomste uit te werk, wat meer voordelig kan wees afhangende van die koerse wat op daai stadium beskikbaar is. So ek hoop hierdeur het ek gewys hoe om net die regte strukture te oorweeg, mens jou aftrede posisie kan verbeter. Dit is nie, soos ek gesê het, het my Engels maar one size fits all nie. So dit is nie in alle gevalle dit vir almal die beste scenario is om hierdie strategie te volg nie. En dit is waarom dit belangrik is om met 'n gekwalifiseerde beplanner te gaan sit, om te kan kyk
hoe dit vir jou kan uitwerk en om jou persoonlike plan so bes as moontlik uit te werk, dat jy so lank as moontlik jou inkomste kan voorsien. Maar ja, ek dink dit was my storie. Dankie Maries. En ek is seker ons baie van u wat brand om vrae te vra. Jy kan solank jy sal sien daar is 'n vraag opsie op die blad waar jy solank jy vrae kan indien. Ons gaan aan die einde van die volgende aanbieding gaan ons na die vrae kyk. Gaan ons die vrae aan Maries en aan Maria stel. Maar daarmee gaan ons met dadelik oor na die volgende aanbieding. Ons bly by die tema van beleggings in onsekere tye en hoe om tussendeur daardie landlyne te beweeg. Ook 'n gesertifiseerde finansiële beplanner verbonde aan Brentus Wealth. Ek gee nou oor aan Maria Smit. Goeiemiddag. Ek gaan dan nou praat oor die ander gedeelte van beleggings. Maries het nou gepraat oor 'n vaste belegging of jou aftreeprodukte. Ek sal graag julle net meer wil inlig oor die ander struktuur, jou diskresionêre kapitaal. Ons het die laaste ruk gesien, baie mense sit met kapitaal net in hulle persoonlike naam of kapitaal in 'n trust en dit is nie goed gestruktureer nie. So baie keer kry mense 'n verrassing as hulle na 10 jaar se spaargeld nou aftree en hulle moet begin 'n inkomste trek daarvan of hulle wil skuwe maak en hulle kry 'n groot kapitaalwinsrekening of selfs sou hulle afsterf. Ek dink hierdie prentjie sê mooi wat gaan gebeur as jy afsterf met liquide bates in jou persoonlike naam. Ons sit met 'n meester se kantoor wat nie baie effektief is nie. Ons sit met boedels wat partykeer 2 tot 3 jaar vat om afgehandel te wees. En as jy begunstigdes het wat afhanklik is van daai geld, is dit moeilik om jou geld in jou persoonlike naam te hou, want die dag as jy sterf, vries dit totdat jou boedel dan nou afgehandel is. Nou sal julle vir my sê, maar dan die volgende opsie is, kom ons sit dit in 'n trust. 'n Trust is 'n wonderlike struktuur om dit buite jou boedel te kry, maar om liquide kapitaal van jou naam na 'n trust se naam te kry, is daar belasting betaalbaar. Hier gaan dit maar gaan van persoon tot persoon. Gemiddeld as jy vir jou hele lewe lank gespaar het, het jy alreeds 'n groot boedel en om dan nou op aftrede te besluit om jou geld oor te skuif na 'n trust toe, gaan jy moet kies tussen 'n lening of met 'n donasie. Nou as jy 'n lening kies, dan is daar rente wat jy moet betaal, wat die trust dan nou aan jou moet betaal, wat dan nou weer 'n inkomstebelasting in jou naam gaan genereer. As jy dan besluit jy gaan dit skenk, dan jou doelwit om dit uit jou boedel uit te kry, om nie boedelbelasting te betaal van 20% nie, gaan jy dan nou donasiebelasting betaal van 20%. So, jy's nie regtig so beskerm in 'n trust nie. Ons het die laaste ruk begin gebruik maak van strukture om ons kliënte se geld te beskerm teen hierdie probleme wat ons sien. So die oplossing wat ons gekry het is om jou geld te belê in 'n uitkeerpolis. So 'n uitkeerpolis is 'n langtermynversekeringsproduk. Jy het dan nou blootstelling in enige, as jy dink aan 'n uitkeerpolis, dan kan jy dink jy kan enigiets daarin belê. Jy kan belê in aandele, jy kan belê in 'n geldmark tipe produk, jy kan belê in 'n inkomstefonds, jy kan selfs belê in 'n goud aandeel. So jou opsies in die uitkeerpolis is presies dieselfde as wat jy net 'n gewone belegging sou hê. Die enigste verskil is jy is beskerm met inkomstebelasting en jy's beskerm met boedelbelasting. So as ek sê jy's beskerm daarmee, beteken ek in plaas van dat jy in byvoorbeeld 'n trust se naam 45% inkomstebelasting betaal, betaal jy in 'n uitkeerpolis 30%. Jy betaal dit ook nie self fisies oor aan SARS nie. Die beleggingsmaatskappy waarby jy belê, betaal dit namens jou oor. Ons sien ook baie mense wat vir 15, 20 jaar gesit het op een aandeel.
Nou kom hulle op aftrede, jy wil nou nie meer daai risiko hê om hierdie een aandeel te hê nie, maar jy weet as jy daai aandeel afverkoop, gaan jy met kapitaalwinsbelasting aan SARS betaal. In die uitkeerpolis betaal jy 12% kapitaalwinsbelasting waar jy in jou persoonlike naam tot en met 18% betaal. Hulle neem dit ook van die beleggingswaarde af, so jy hoef nie self aan die einde van die belastingjaar vir SARS iewerster daai geld uit te trek nie. Dan in terme van boedelbeplanning. So jy het jou bates, jy het 'n begunstigde in jou op jou uitkeerpolis. Die dag as jy sterf, is dit so eenvoudig soos jy stuur 'n sterftesertifikaat in, dit gaan oor na jou begunstigdes toe. Dit is nie onderhewig aan jou testament nie. Die eksekuteur kan nie 'n fooi daarop vat nie, want hulle werk nie daarmee nie. Belangrik, dit is nog steeds 'n bate in jou boedel, maar jy is beskerm teen die meester se kantoor. Jou begunstigdes gaan nie maande, jare wag om toegang te kry tot daai geld nie. So dit is die rede hoekom ons hierdie tipe produkte gebruik. Ons wil ons kliënte beskerm teen onnodige belastings te betaal. Ek het 'n voorbeeld gedoen, hierdie is regtig daar's soveel mense wat sit met kontant in hulle bankrekening wat nie weet wat om met dit te doen nie. So hulle hou dit in hulle bankrekening, jy betaal nog steeds rentebelasting op daardie geld wat jy veilig probeer hou in jou bankrekening. En om dit in plaas van in jou bankrekening te hou, dit net te sit in 'n uitkeerpolis, spaar jy ongelooflik baie belasting. So jy omseil die boedel, wat ons nou klaar gesien het, is 'n groot proses, die dag as jy sterf, om toegang te kry tot daai geld. Hierso het ek eenvoudig gesê, jy het 'n bankrekening versus jy sit jou geld in 'n inkomstefonds, so hy het min of meer dieselfde risikoprofiel as 'n bankrekening. Kom ons sê hulle albei het 'n 8% groeikoers aan hulle gekoppel en jy gaan na 2 jaar trek jy dit. So met 'n uitkeerpolis het jy die eerste 5 jaar het jy 1 lening en 1 onttrekking. So as jy na 2 jaar sê, okay, ek wil die geld nou trek, ek wil eiendom koop, dan is dit so eenvoudig soos jy gebruik dan jou of jou 1 lening of jou 1 onttrekking en jy het nog steeds toegang tot daai geld. Nou, hierso is waar dit eintlik wys die waarde wat jy het. Ja, 'n uitkeerpolis is so bietjie meer ingewikkeld as net 'n gewone bankrekening, maar jy gaan baie belasting spaar. So in plaas van dat jy 45% belasting betaal op daai 8% se groei, gaan jy nou net die 30% betaal. So na 2 jaar sit jy klaar met 'n bietjie meer geld in jou bankrekening as wat of in jou uitkeerpolis as wat jy sou gehad het in jou persoonlike bankrekening. Want jy moes nou vir SARS elke jaar ook betaal het. So die wys net vir jou die voordeel wat 'n uitkeerpolis kan hê in jou portefeulje. Saam met dit, kom ons sê jy het in jaar 1 gesterf, is hierdie geld dadelik oorgedra na jou begunstigdes. Hulle hoef nie te wag vir daai geld nie. Hulle hoef nie te wag vir 'n eksekuteur om 'n boedel af te handel nie. Hulle kry daai geld. Dan die volgende manier, ek het gedink ek gaan dit net vinnig hier ingooi, vinnig verduidelik. Dit is definitief iets wat mens met 'n finansiële adviseur verder kan bespreek. Dit is nie vir elke persoon nie, maar dit is 'n manier hoe jy jou boedel kan oordra sonder om boedelbelasting te betaal. So kom ons vat die voorbeeld, man en vrou, julle is getroud vir 40 jaar. Man het sy hele lewe lank gewerk, vrou nie. Nou sit julle op 'n bedrag geld wat julle 'n inkomste van nodig het. As ons dan daai geld in wat hulle noem 'n eendag uitreaniteit. So dit is vir iemand wat 'n redelike groot vrywillige enkelbedrag het. As jy daai geld dan eenmalig in 'n uitreaniteit sit en jy tree daarvan af en jy trek 'n inkomste daarvan, kan jy op 'n manier belasting bespaar in die sin dat
die inkomste wat jy nou trek uit daai uitreaniteit wat jy dan nou verander het in 'n lewende anniteit, die belasting trek jy daar af. So kan jy ook likwiditeit skep en as dit oorgaan van man na vrou en die vrou besluit om die lewende anniteit te behou, gaan mens nie daai 20% boedelbelasting betaal nie. As mens dit oorvat na die kinders toe, die kinders besluit om die lewende anniteit te behou, gaan hulle nie boedelbelasting betaal nie. So mens kan 'n lewende anniteit dan strek. Al die groei binne in die lewende anniteit is sonder belasting. So dis ook 'n opsie wat ons gebruik om ons kliënte te help om belasting op hulle beleggings te bespaar. Ek het nou redelik baie vinniger gepraat as wat ek gedink het, maar dit is min of meer my storie. Ons is hier om ons kliënte te help om belasting te spaar. Ons probeer op wettige maniere soveel as moontlik doen vir jou om so min as moontlik belasting te betaal. So ja, dankie baie. Dis my kant van die storie. Dankie Maria. Ja, jy het nou gesê jy het 'n bietjie korter gepraat as wat jy beplan het, maar ek sien die vrae kom in, so jy gaan nou jou geleentheid kry spesifiek wat belasting betref. Ek wil sommer dadelik wegspring met die vrae want daar het reeds 'n hele rits vrae ingekom en Maries, die eerste twee gaan ek aan jou oorlaat om vir ons gehoor te beantwoord. Die vraag is, dis twee vrae wat ek sommer so gaan saamvat. Die persoon vra, as jy reeds afgetree is en 'n lewende anniteit geskep het, kan jy dit omskakel na 'n hibriede anniteit? En dan 'n ander persoon wat ook vra, as jy reeds 'n lewende anniteit het, kan jy oorskakel na die hibriede model. Maries, hoe prakties is dit? Ja, so met lewende anniteite kan jy dit oordra na ander platforms of na ander strukture toe wat dit toelaat. So met 'n lewende anniteit kan jy dit oordra na 'n platform wat indien hy nie reeds op 'n platform is wat 'n hibriede anniteit opsie het nie, kan jy dit sit op 'n platform wat 'n hibriede anniteit opsie het en dan byvoorbeeld op Momentum Wealth is nou die spesifieke een waarna ek verwys het. Dis 'n normale lewende anniteit, hulle noem hulle 'n aftreë inkomste opsie en dan het jy die opsie om soos met enige ander fonds in die gewaarborgde anniteit portefeulje in te switch, wil ek sê, in te skuif. So al is jy reeds in 'n lewende anniteit, is daai opsie oop om dit in te sluit in jou portefeulje in, soos wat jy enige ander fonds in jou portefeulje sal insluit. Want met aftrede, net belangrik ook met aftrede, as jy eers besluit op 'n lewensanniteit, so 100% gewaarborgde anniteit, dan is jy vas. Jy kan nie na die tyd besluit nee, jy wil nou nie meer in 'n lewensanniteit wees nie. So dieselfde met die lewensanniteit, as jy eers daai gedeelte geskuif het in die gewaarborgde anniteit portefeulje in, dan kan jy nie weer uit hom uitskuif nie. So dis waar dit verskil van 'n fonds. So as jy hom eers aangekoop het binne jou lewensanniteit, dan het jy nou 'n hibriede anniteit vir die res van die tyd wat jy hom het. Jy kan hom nie weer uitskuif nie. En jy kan hom dan net skuif na ander platforms toe wat dit ook toelaat, wat ook daai selfde struktuur het. Maar dit is 100% moontlik om 'n bestaande lewensanniteit in 'n hibriede anniteit om te skakel. Ja, en ek dink weer eens, en dit is iets wat beide Maria en Maries beklemtoon het tydens hulle aanbiedinge. Hierdie is die tipe produkte wat nie net, ek dink hierdie term gebruik 'n one size fits all, een grootte pas almal benadering volg nie. Dit is belangrik om met jou adviseur te praat om jou unieke behoeftes te kommunikeer om seker te maak, Maries, dat daar 'n produk is wat pas gemaak word vir jou behoeftes. Ja, presies. Dit gaan nie dat elke persoon weet dat dit so mooi uitwerk nie. Maar ek het al oor die algemeen hang dit ook baie af van die rentekoerse wat op die oomblik beskikbaar is binne gewaarborgde anniteite. So soos nou waar ons sit in 'n hoë rentekoersomgewing, is daar beter geleenthede om hierdie gewaarborgde anniteite dan aan te koop, want jy kry in 'n hoë rentekoersomgewing goeie waarde vir geld. So dit is nie te sê dat oor 5 jaar wanneer rentekoerse gedaal het, dit nog steeds 'n goeie opsie is nie, soos omtrent 'n grab it while it's available, ekskuus vir my Engels, maar opsie vir solank as wat rentekoerse hoog is, glo ek gaan dit 'n goeie waarde vir geld opsie bly, maar wanneer rentekoerse begin daal, dit is wanneer jy nie meer eintlik gaan hoor van gewaarborgde anniteite nie. Maar wat belangrik is, as jy dit eers ingesluit het in 'n hoë rentekoersomgewing en jy daai goeie rentekoers vir jou vasgeskryf, gaan dit nooit verander nie.
Onthou nou jou vrae te plaas hier op die platform. Ons gaan kyk of ons by al die vrae kan uitkom. Hier is een van 'n 64-jarige lid van die gehoor wat sê die opbrengste hier van 2014 af was uiters power en aggenome dat die JSE indeks in 2015 daardie era redelike powere groei getoon het, wel beter groei oor die laaste 2 tot 3 jaar. Is dit egter so dat oor die afgelope 10 jaar en ek verkort nou so 'n bietjie die antwoord, maar oor die afgelope 10 jaar het dit 'n negatiewe impak gehad op die waarde van aftreegeld en gevolglik ook maandelikse aftreeonttrekkings. Hoe kan ons en Maries of Maria, julle kan sê wie van julle hierdie wil antwoord, hoe kan ons vir die volgende 10 jaar beter opbrengste kry om die nadeel, daardie negatiewe invloed wat ons nou van die JSE gesien het op aftreebeleggings eintlik op te maak, dit uit te kanselleer? Ek weet nie wie van julle dit wil beantwoord nie. Ek sal eers en dan kan Maria altyd byvoeg as sy wil. So ja, dit hang af binne natuurlik waarheen belê was oor die tydperk. Natuurlik oor die tydperk as jy baie Suid-Afrikaanse blootstelling gehad het, was dit oor daai tydperk gewees dat ons plaaslike mark, buitelandse markte onderpresteer het. Die goeie opbrengste wat die plaaslike mark nou opgebring het, was eintlik nou net in die afgelope 2-3 jaar. Maar voor dit het dit 'n baie groot negatiewe impak gehad op aftreefondse, veral met aftreefondse omdat dit gekoppel is aan regulasie 28. So met regulasie 28 beteken dit jy mag nie meer as 'n sekere persentasie in die buiteland belê nie. Op die oomblik is dit 45, maar vir baie lank was dit 25 en toe het hulle dit stelselmatig opgeskuif van 25 na 30 na nou 45 toe. So natuurlik vir ons is dit baie positiewe verandering dat jy nou meer buitelandse blootstelling kan insluit. En dit maak dat vir ons is die geleenthede vir opbrengste net soveel meer breed in buitelandse markte. So omdat daai nou verhoog het, moet jy gebruik maak daarvan in jou aftreeannuïteit en seker maak dit word gebruik sodat jy jou opbrengsprofiel vorentoe dan nou kan verbeter. En dan wanneer dit kom by aftrede, want by aftrede is jy nie beperk met regulasie 28 nie. So die dag as jy nou in 'n lewensannuïteit ingaan, dan kan jy jou lewensannuïteit opstel volgens jou risikoprofiel. Met ander woorde, as jy meer groei wil najaag in jou portefeulje, dan het jy toegang tot meer buitelandse blootstelling binne in die lewensannuïteit en buitelandse groeibates wat dan oor tyd die moontlikheid bied om beter opbrengste te kan genereer. Dit is wel met hoër risiko gepaard gaan, so dit is 'n langtermyn storie wat moet uitspeel. Jy moet deur marksiklusse sit, maar histories as ons daarna kyk, deur marksiklusse en jy daarbey gebly, dan het jy altyd aan die beter kant uitgekom. Die probleem kom met swak markbeweging, soos byvoorbeeld wat ons gekry het in 2022 of nou begin van April. Mense maak emosionele besluite op daai reaksies in die markte en dan maak hulle verkeerdelik die besluit, okay, nee, hulle voel hulle moet iets doen. So my belegging het nou net 10-20% geval, so ek gaan nou uit hierdie fonds uitskuif, want duidelik weet hulle nie wat hulle doen nie, dink die mense, en dan skuif hulle uit na iets wat nou net fantasties presteer het. So wat jy dan doen is, jy koop uit op die laagtepunt van 'n fonds of 'n mark, en jy klim in op 'n hoogtepunt van 'n ander fonds, wat nou op pad is, om weer af te beweeg, want dit beweeg in siklusse. So as jy in 'n goeie strategie belê is, wat sin maak, wil ek sê, so dit is goed om dit te hersien elke nou en dan te sien dat dit nog steeds in die huidige konteks van waarde is, dan moet jy daarby vasbyt en deur marksiklusse beweeg, want dit is die grootste fout wat ek vind waar mense hulle eie waarde vernietig deur daai emosionele besluite te maak en op te kort termyne te fokus wanneer hulle kyk na beleggings. So elke 2-3 jaar na iemand nuuts te skuif of die portefeulje heeltemal te verander. Dit is 'n baie groot risiko wanneer dit kom by swak markbeweging. Maria? Ja, ek dink wat ek sal byvoeg is wat ons by Brentus doen is ons het 'n tipe van 'n emmer strategie. So jy het jou emmer vir jou inkomstebates. Dit is waar jy jou konservatiewe bates het, rentedraend. As die mark val, gaan daai gedeelte van jou portefeulje nie val nie en dan het jy jou groei emmer. So elke paar jaar hersien jy jou portefeulje en dit wat gegroei het in die buiteland skep jy dan nou af en sit jy weer in jou inkomste emmer.
So jy trek nooit daai gedeelte wat in die aandele is, wat af is nou, as mens kyk in April wat dit af is en toe weer opgeskiet het. Jy raak dan nie aan daai gedeelte vir sê 5 na 7 jaar nie, jy los dit, laat dit groei, jy trek jou inkomste gedeelte, dit is hoe ons dit min of meer bou. Jy kan ook in jou uitreaniteit, wil jy dan nou jou 45% buitelandse blootstelling het, sit jy dan, as jy jou plaaslike gedeelte het, sit jy in inkomstefondse of konservatiewe bates waar jy jou 8% kry sonder te veel risiko. As jy dan wil, ons het 'n paar fondse wat dan nou, hulle noem dit 'n randverskansing is, so dit is aandele wat gelys is in Suid-Afrika en ook oorsee. Daai opsie is ook beskikbaar. Ek wil by jou stil staan vir 'n oomblik, Maria, want jy praat nou oor julle breër beleggingsstrategie en ek sien jy's nou 'n vraag ook hierso. Wat is julle gevoel oor buitelandse beleggings? Nou Maries het so 'n bietjie daaraan geraak om ook bietjie daai buitelandse blootstelling te kry, maar dis nou nogal 'n interessante ding as ons kyk na, as ek letterlik kyk na my selfoon. Dit is dis 'n produk wat ek elke dag gebruik, wat ek al vir baie jare gebruik, toevallig dieselfde handelsmerk. Ek gaan nou nie handelsmerkbemarking doen nie, maar en ek het nie direkte blootstelling aan die produk se sukses nie. Dit is iets wat 'n ou uitsluitlik kan kry wanneer jy op die Nasdaq of op die Hang Seng of die Euronext of van daardie indekse ook belê, daar ook blootstelling kry. So dit is belangrik om ook buitelandse blootstelling te kry, veral gegee word die feit dat jy in ieder geval een van die verbruikers is wat reeds van die produkte wat daar genoteer word of van die dienste, die maatskappye wat daar genoteer word, se produkte gebruik maak. Ja, so ons glo nog steeds vas in dat buitelandse aandele oor die langtermyn vir jou beter prestasie gaan gee as plaaslik. Ons het onlangs 'n in-persoon seminar ook gehad en een van die sprekers het iets gesê wat by my gebly het. Hy het in die gehoor gevra, wat is die volgende uitvindsels wat julle kan aan dink? En die gehoor het hulle hande opgesteek en hulle het gesê, AI, natuurlik, selfdrywende karre en iemand wil dit gesê, hulle ons gaan op Mars land. Nou, as ek dink aan hierdie tipe van produkte, sien ek nie hoe dit in Suid-Afrika gemaak gaan word nie. So ja, op die stadium is die buitelandse mark baie wisselvallig, maar oor die langtermyn gaan ons die groei sien. Daar gaan altyd wisselvalligheid wees in die buitelandse mark of in die aandelemark in geheel. Kom ons sê as mens die ekonomie vat oor 'n tyd en jy kyk histories, omtrent elke 3 jaar is daar 'n regstelling in die mark. Dit gaan gebeur. Dit is hoekom jy 'n adviseur aanstel om jou daardeur te praat, dat jy nie roekelose besluite maak om as die mark 20% val om dan te trek nie. 'n Politieke vraag wat ons hier kry van een van ons gehoorlede. Jy het nou verwys na buitelandse onstabiliteit, maar daar is ook 'n vraag oor die broosheid van die regering van nasionale eenheid. Die persoon wat vra, watter invloed sal die opbreek van, kom ons sê maar die einde van die regering van nasionale eenheid op die plaaslike markte hê? Maries, kan ons by jou begin, Maries? Dis vir Magnus nou baie handig sy gekom het. Maar wat ons siening binne Brenters is indien so iets sou uitloop, natuurlik gaan dit 'n negatiewe effek hê op die sentiment met plaaslike beleggings of die plaaslike mark. En natuurlik wat ons nou al reeds vir geruime tyd sien, is dat buitelanders nie belangstel om in ons mark te belê nie. En dan sal dit net verder vererger word, so jy gaan buitelandse beleggers kry wat net meer geld onttrek en dis die pool kleiner maak en 'n baie negatiewe effek op die JSE kan hê. Natuurlik, baie van die maatskappye op die JSE is globale maatskappye, so daar is nog steeds uitgesoekte geleenthede wanneer mens daarna kan kyk, maar oorhoofs sal ons 'n negatiewe impak verwag op die markte. En daarom is dit ook belangrik om te verseker dat jou beleggingsportefeulje, Maria, gediversifiseer is, dat dit nie net in een Suid-Afrikaanse mandjie is nie, maar dat dit breër blootstelling geniet. Ja, dit is natuurlik ons as maatskappy se siening. Ek dink Magnus was al redelik baie in die media gekritiseer daaroor, maar ons siening is om jou beleggings te diversifiseer na die buiteland.
Dit is in baie gevalle oor die kort termyn meer wisselvallig, want jy het die wisselkoers saam met die aandelemark, maar oor die lang termyn is ons kliënte gelukkig met daai skuif. Dit het vir ons, hoe kan ek sê, pay off oor die lang termyn. Ek het 'n tyd gelede na Magnus verwys. Ek het 'n tyd gelede toe ek juis 'n media onderhoud gevoer met Magnus en ek het vir hom gevra wat is van die grootste risiko's, en interessant genoeg het hy nie spesifiek politieke risiko's of so uitgewys nie. Wat hy uitgewys het, en dit is presies waar ons nou 'n vraag ook het, is produkte wat verskriklike hoë rentekoerse aanbied. Nou, hoe moet beleggers te werk gaan, Maries? Hoe moet beleggers te werk gaan wanneer hulle nou kennis neem van produkte wat verskriklike hoë rentekoerse aanbied, en hoe moet hulle hulself beskerm teen iets wat 'n moontlike Ponzi kan wees? Ja, dit is iets binne Brenters waarop ons baie erg probeer fokus, en iets wat ons gereeld sê is baie waarde beskerm is nie om kliënte te adviseer in die regte ding om in te belê nie, maar meer waarom in nie te belê nie. Want as jy 'n groot fout kan maak, is om hierdie hoë opbrengste na te jaag sonder om die risiko's daarvan te besef. So geen rentekoers wat so hoog aangebied kan word is sonder risiko nie. So enige produk wat sê dit is gewaarborg, maar dit bied vir jou meer as wat gewaarborgde rentekoerse kan bied by 'n bank, wat 'n redelike veilige instelling is. Moet jy weet, daar is baie groot onderliggende risiko's wat daarin gekoppel is, want ergens moet 'n bate realiseer om dit te kan genereer. En as dit nie uitspeel nie, ten gunste daarvan nie, dan het jy 'n baie groot risiko dat jou volle kapitaalwaarde in gevaar kan wees. En gewoonlik met daai produkte wat ons sien is, daar is bladsy en bladsy van fynskrif, wat niemand deurlees nie, want dit word bemark as 'n veilige gewaarborgde opbrengs. So ek sal sê, wees baie versigtig. Dis nou weer die Engelse sêding van, as goeders goed klink om waar te wees, dan moet jy versigtig tree. En dis 100% so. Redelike, ek meen die rentekoerse wat nou aangebied word op veilige en verstaanbare platforms is redelik hoog op die stadium. So om vir die baie risiko wat nie aangebied word as risiko nie, maar dit het baie groot risiko, maar om daarvoor te gaan met 'n waarskynlikheid dat indien ietsie kleins verkeerd loop, dan val die hele ding in mekaar. Ek sal eerder lig tree as wat ek veilig voel om kliënte daarin te belê. Hier's 'n belangrike vraag wat ons nou net gekry het, en ek gaan die persoon se vraag voorhou, maar dan gaan ek tog, Maria, dit so 'n bietjie aanpas vir jou. Persoon wat sê, ek is amper 56, ek het nog 9 jaar voor ek aftree. Moet ek nou 'n afspraak met julle maak om oor toekomstige beleggings te gesels, of moet ek wag tot en met aftrede? Ek sien dit is 'n belangrike vraag, want ek dink baie mense het hierdie idee, ek tree nou af, so nou sit ek met hierdie geld wat ek opgebou het, ek moet nou besluit, is dit 'n lomsom wat ek wil herbelê, of wil ek dit laat uitbetaal, hoe wil ek hiermee te werk gaan, terwyl 'n persoon eintlik is die regte tyd om met beleggingsadviseur of 'n finansiële adviseur in gesprek te tree die dag as jy jou eerste salarischeck kry. Maria, daar's nie iets soos noodwendig te laat of te vroeg nie, maar moenie wag tot aftrede nie. Begin reeds as jy vir daai heel eerste keer jou salaris kry, salaris trekker is, sodat jy van dag 1 af seker maak dat daardie geld vir jou werk. Ja, so dit is een ding ek dink ek en Maries en meeste finansiële beplanners daar buite mee sit, is jy kry 'n afspraak met 'n persoon wat nou in Junie aftree. Hulle wil nou net hulle sake in orde kry, en dan moet jy in 'n afspraak sit en vir die persoon verduidelik jou plan wat jy het en die inkomste verwagting wat jy het, gaan jy dalk nie by uitkom nie. So hoe gouer jy by 'n adviseur uitkom, laat mens jou plan van die begin af reg struktureer voor aftrede. Jy wil ook nie voor 'n maand voor aftrede uitvind jy gaan 'n groot kapitaalwinsbelasting betaal op hierdie een produk, of jy weet nog nie heeltemal of jy 'n lewensanniteit of 'n lewende anniteit wil hê nie. Begin jouself maande voor die tyd al, of
jare voor die tyd inlig oor hierdie dinge, dat die dag wanneer jy aftree, dit nie vir jou 'n groot bekommernis is van watter kant toe gaan ek nou nie, dat jy maande lank het om voor te berei, en om jou plan reg te kry. Dit help ook nie, jy kom by aftrede en nou moet ons ewe skielik 'n baas uit 'n hoed trek vir jou om seker te maak jy het genoeg gespaar nie. So as jy so 'n paar jaar voor die tyd kom, kan mens darm 'n bietjie ekstra spaar om seker te maak jy kan by al jou doelwitte uitkom by aftrede. Ek weet nie of Maries iets verder wil byvoeg nie. Ek wil ook net byvoeg oor daai gewaarborgde inkomsteprodukte. Ek dink as hulle op 'n billboard vir jou sê jy kan hierdie persentasie kry, maak seker daardie maatskappy is geregistreer by die kollektiewe beleggings instansie. Maak seker hulle is geregistreer by die FSCA, want baie van hierdie feiteblaaie wat hulle stuur sê baie klein daaronder, hierdie is nie gewaarborg nie, dit is onderhewig aan 'n sekere produk se groei. So lees die fyn skrif, dis baie belangrik. En soos Marie sê, if it's too good to be true, dit is gewoonlik so. Ons het nog enkele vrae, maar net voor ons daarby kom, want ons het eintlik gesê ons gaan die gehore uur besig hou. Kom ons sê net vinnig, waar kan belangstellendes julle in die hande kry? Maries? Ja, so ons spesifiek is nou, ek en Maria sit in die Pretoria kantoor, so hulle kan ons skakel op ons kantoornommer of vir ons e-pos te stuur. Al ons besonderhede is beskikbaar op ons webblad, wat maklik is om te kry. So enige manier om ons te kontak, of se telefonies of per e-pos, ons sal waardeer as mense ons kan nader. Ja, jy kan Brentus Wealth eintlik op enige platform, enige sosiale media platform intik nie. Jy gaan Maria en Maries in die hande kry. Gaan loer ook op hulle webblad BWM, brentuswealthmanagement.co.za. Jy gaan al die kontakbesonderhede daar kry, maar Maria en Maries nou spesifiek wat in die Pretoria kantoor sit. Alfonso Groenewald, dankie vir jou boodskap. Hy sê dis 'n baie insiggewende aanbieding, inderdaad. Maria en Maries wat hulle goed van hulle taak gekwyt het. Dit is 'n insiggewende aanbieding. En hy vra ook, gaan ons die opname beskikbaar stel, dat mense weer hierna kan gaan kyk, weer hierna kan gaan luister. Alfonso, ja, ek het pas van ons tegniese regisseur verneem dat dit beide op Brentus Wealth se YouTube kanaal en op Pretoria FM se YouTube kanaal beskikbaar gestel sal word, so jy kan ook daar hierna gaan kyk. Maar dan net so vinnig nog enkele vrae. Maria, Maries, gaan ons gou kyk of ons nog die laaste paar vrae kan beantwoord. Ons gaan so 'n bietjie oor tyd. Oor 2-3 in beseringstyd. Hier is iemand, Maria, wat vra, is goud weer besig om 'n veilige hawe te word, veral met baie lande wie se skuldklas in die stadium groot en waarskynlik nie volhoubaar is nie. Maria? So goud is 'n negatiewe korrelasie teenoor aandele. So dis altyd goed om 'n bietjie goud in jou portefeulje te hê. Ek sal nie sê oorgrootte baie 'n groot gedeelte nie. Ons stel gewoonlik so 5% voor vir ons kliënte in hulle beleggingsportefeulje vir daai beskerming. Dit is baie wisselvallig. So ja, 'n bietjie goud in jou portefeulje is nie 'n slegte ding nie. Marie, hier's iemand wat vra oor die JSE, is daar wel 'n mate van blootstelling waarna Brentus Wealth kyk op die JSE? Het gou jou mikrofoon, as hy? So, ek dink die produk verwys na, of die vraag verwys na 'n spesifieke produk op die JSE, so daar is nie 'n produk op die JSE nie, maar wanneer ons kyk na JSE blootstelling binne ons portefeuilles, sal dit hoofsaaklik wees om aandele in te sluit wat nie net in SA Inc. aandele is nie, wat nie net gekoppel is aan die plaaslike mark en wat hier gebeur nie, maar meer globale maatskappye is en nie net hulle footprint in Suid-Afrika het nie, maar hoofsaaklik fokus ons by ons groei komponent van ons portefeuilles of ons aandele komponent meer op buitelandse blootstelling. Maar dit is nie te sê dit is, want baie mense dink okay nee, maar dis buiteland, so dis nie van toepassing op plaaslike randkapitaal nie. Onthou, jy kan nog steeds buitelandse blootstelling kry deur randverskansingsfondse te gebruik in enige portefeulje.
selfs soos ek net nou verwys het na jou aftreeportefeulje, dan kan jy randverskansingsfondse gebruik om direkte buitelandse maatskappye in jou portefeulje in te sluit, al reflekteer dit in rand, sal jy nog steeds die groei sien daarvan in buitelandse, wat die buitelandse groei dan nou koppel. Maar 'n spesifieke produk wat daarop fokus, nou nie in daai sin nie, maar ek hoop ek het die vraag geantwoord. Maries, wil sommer by jou bly vir 'n oomblik. Jy het nou ook gepraat oor anniteite. Willie van der Vyver wat sê hy het 'n tradisionele lewende anniteit. Hy vra of hy al die kapitaal moet oorskakel na 'n gewaarborgde lewensanniteit een of ander tyd, of kan hy 'n gedeelte hou in 'n lewende anniteit en dan 'n gedeelte in die gewaarborgde lewensanniteit? Ja, so met 'n lewende anniteit kan jy op enige stadium besluit om oor te gaan na lewens- of 'n gewaarborgde anniteit toe. Of soos ek nou verduidelik het, jy kan gaan na 'n kombinasie van die twee, wat dan nou die hybride anniteit is, of in Engels die hybrid annuity, wat jy die twee kan kombineer in een. Jy kan dit op enige stadium doen, en die beste sal wees om 'n analise te maak van watse opsie in jou persoonlike omstandighede die beste sal uitwerk. So dit sal moet wees om 'n paar vergelykings te trek, want daar is nie net een opsie wat die beste is, dit hang af van jou persoonlike behoeftes, en dan 'n analise daarvolgens op te trek, en dan gevolg daarop 'n besluit te maak, wat is die beste opsie vir jou, maar dit is moontlik om of gedeeltelik of ten volle na gewaarborgde anniteit, maar jy moet net besluit wat se opsie is die beste vir jou. Maria, ek dink hierdie is ons laaste vraag. Iemand wat vra, wat is julle opinie oor, hulle gebruik die term verspreiding, ek dink ons kan dit dalk ook maak diversifisering van jou portefeulje vir aftredebeplanning. Hier is nou spesifiek met die oog op aftredebeplanning om ook eiendom in die buiteland in te sluit. Wat is julle opinie daaroor? Maria, ek gaan by jou begin. Om eiendom in die buiteland in te sluit in aftreeprodukte, jy kan dit doen as jy in 'n fonds tipe produk belê om blootstelling te kry aan eiendom. As jy diskresionêre kapitaal het, dan is dit so eenvoudig as jy kyk na iets soos Mauritius wat ons doen. Dit is as jy kyk na eiendom om in te bly of in te verhuur, dit is definitief iets wat ons doen. Dit gaan alles afhang van jou likwiditeit. As jy eiendom, 'n diskresionêre eiendom in jou portefeulje sit, in jou aftreeportefeulje sit, dan moet jy seker maak dat jou huurinkomste wat jy daarin kry, gaan voldoen aan jou inkomste. Maar ja, dis nie, ons sit nie eiendom in ons lewende anniteite op die stadium nie, eiendom blootstelling nie. As jy diskresionêre kapitaal het, is dit iets waarna jy kan kyk. Ons sit nie dit spesifiek op die stadium in ons aftreeprodukte nie. Ek gaan net so ten slotte elkeen 'n laaste vraag vra. Maria, ek gaan by jou begin en dan Maries vir jou die laaste woord gee. Maria, kom ons net ten slotte beklemtoon net weer die belangrikheid daarvan om met 'n gesertifiseerde finansiële beplanner te gesels. Jy kan politieke advies miskien om die braaivleisvuur kry, maar moenie beleggingsadvies daar kry nie. Dis belangrik om met iemand kundig te gaan gesels oor jou unieke behoeftes, aan 'n woorde hoër of lae risikoblootstelling, wat jou unieke situasie ook is, hoeveel tyd jy ook nog het om sê maar 'n bietjie meer waagkapitaal of ten minste waaghalsig te wees met jou beleggings, moet jy ook 'n meer konservatiewe benadering volg. Dis belangrik dat daar na jou unieke situasie gekyk word en ook dan terselfdertyd terwyl daar soveel landmyne is, soveel Ponzi skemas, soveel gevaarlike produkte is waarin mense veral die afgelope tyd ons weer gesien in belê, is dit belangrik om te verseker dat jy die regte advies kry en met 'n kundige praat voor jy daardie belegging aangaan. Maria? Ja, ek dink ek sal net daar byvoeg ook in terme van 'n kundige, gaan praat met 'n onafhanklike finansiële beplanner. Nie iemand wat gekoppel is aan 'n spesifieke produkhuis nie. Brentus is ten volle onafhanklik, so ons kan by enige beleggingshuis regkom. Ons kan fooie afstry by die beleggingsplatform. So onafhanklik is baie belangrik ook.
Dit is 'n belangrike addendum daarin, Maria. Maak seker ook dat die persoon met wie jy praat onafhanklik is, soos Maria ook nou sê, sy en Maries daar by die Brentest Wealth kantoor. Hulle is nou beide by die Pretoria kantoor. Hulle kan jou met onafhanklike advies bedien. Hulle is nie gebonde aan 'n sekere produk nie. Hulle kan regtig met onpartydige brille na daardie produkte kyk. Maries, hoekom is dit so belangrik om veral vanjaar weer net eenvoudig jou beleggings en heroonskou te neem, net weer te kyk na waar jou sake in hierdie stadium staan? Waarom is dit belangrik om dit spesifiek nou te doen? Ek dink dit is op enige stadium belangrik om bewus te wees van waar jy trek in die finansiële prys. Voor aftrede, na aftrede. Voor aftrede is dit belangrik om te besef waarintoe jy werk en wat nodig is om by jou doelwit uit te kom. En na aftrede is baie belangrik dat jy dit reg bestuur om dit so lank as moontlik vir jou te kan aanhou, om jou inkomste te kan ontvang. En dit is iets wat deurlopig na gekyk moet word. En ook die omgewing verander daagliks. Dit is een ding waar ons altyd verseker kan wees, is dat môre nie dieselfde gaan lyk as vandag nie. So dit is noodsaaklik om aan te hou om jou portefeulje te hersien, om te sien dat dit nog steeds geskik is vir die omgewing waarin ons vandag sit, en seker te maak dat nodige aanpassings indien daar is, dan nou gemaak word. En ook met finansiële produkte, daar is so baie veranderinge en nuwe geleenthede wat na vore kom, om seker te maak jy mis nie uit of dat jy nou nog in 'n ou generasie produk is, terwyl daar soveel beter geleenthede al intussen beskikbaar is vir daai spesifieke geld nie. So dit is baie belangrik om te gaan kyk, is jy nog op die regte pad en is jy nie beste produkte moontlik? Om Maries aan te haal, die enigste ding wat seker is, Maries, is dat niks seker is nie. So veral ook in hierdie baie interessante politieke klimaat waarin ons self bevind, wat daarmee saam ook dan bepaalde ekonomiese invloed op ekonomie wêreldwyd, maar ook spesifiek op jou beleggings het. Jou beleggings is nie verskans teen al hierdie gebeure plaaslik en internasionaal nie. Maak seker dat jy nou weer kyk na al jou beleggings. Is jou beleggings steeds op die regte pad, op die regte spoor, soos wat jy ook verouder, soos wat jy ook aanstap in jou lewe, soos wat jou inkomste ook verander, is dit belangrik om deurlopend ook te kyk na jou beleggings. En ons geen beter tyd as die Here nie. Baie dankie aan Maria Smit, Maries Reinagh van Brentest Wealth Management se Pretoria kantoor, wat op hierdie woensdagmiddag by ons aangesluit het vir hierdie webinar, en tree gerus met hulle in verbinding. Praat met hulle oor jou unieke behoeftes, praat met hulle oor die beleggings wat jy in hierdie stadium het, en hoe mate jy voorsiening maak vir jou ou dag, en hoe mate jy voorsiening maak daarvoor dat jy ook iets aan jou kinders eendag oorlaat, en dat hulle jou bedien met die regte advies om seker te maak dat jou belegging ook reg bestuur word. My naam is James Kemper. Dit was vir my 'n groot voorreg om julle by hierdie webinar te verwelkom vanmiddag. Ek wens julle alles wat mooi is verder toe.